Goeiemôre dan op hierdie Sabbat. En het is my groot voorreg om weer aan te gaan met Johannes Evangelie boek 2. Ons is nou op 19 April 2025 met lesing 266 besig. Nog steeds alles bo op die berg wat dan vir ons aandui. Dit is deel van die hoogste vlak van geestelike openbaring wat ons nou hier kry. En ons moet baie diep daarna kyk. Anders sal ons dalk iets mis as ons dit net oppervlakkig bekyk, as byvoorbeeld 'n rit met 'n berg op wat moeilik was en nou maklik gemaak is. Dit is baie dieper as dit, maar ons het dit bespreek. Nou sê Yeshua, maar let nou weer op, is verdere geestelike simboliek, hoofstuk 1:4-9. Yeshua sê, maar let nou weer op, die son verskyn nou met haar skuif, of liewer met haar mees geestelike sone bo die horison. Wat merk julle nou op? Die siener sê eintlik niks anders as die stralende vlak wat redelik vinnig vanuit die ligte ondergrond omhoog gaan. Die spel van die ligvisse het nou plotseling opgehou, en die wolkies word dunner en verdwyn ook die een na die ander. En nou staan die hele skuif of bol ook al bo die horison. En daar kom nou ook 'n taamlik koel windjie uit die ooste na ons toe. Maar dit is dan ook alles wat ons opmerk. Yeshua kyk ook nou na benede na die vlaktes en dale van die aarde en sê gou wat julle daar sien. Beide Esseners kyk na die dieptes van die aarde en sê dan, ons sien die dale vol liggrys mis. Ook die oppervlakte van die see is bedek met 'n grys-wit mis. Maar die nevel uit die dale trek omhoog en bedek hier en daar al die lae heuwels. Het dit alles miskien ook die een of ander geestelike betekenis? Yeshua sê baie verseker ja. Verniet en sonder geestelike impuls gebeur daar niks op aarde nie. Maar ons sal nou sien watter betekenis dit het. So 'n belangrike vers daai. Sonder 'n geestelike impuls gebeur niks in die fisiese realiteit. Alles het 'n innerlike geestelike betekenis. Die son kom ooreen met die hele wese van Elohim. Die aarde met haar dale, vlaktes, heuwels, berge, riviere, strome, mere en seevlaktes. Egter met die uiterlike mens. Die mis wat daar tussen die son en die aarde stel, beeld die veelsoortige, onnodige en nietige sorge van die mense uit, waar die lig van die son slegs hier en daar spaarsaam daardeur kan breek. En die mis styg op en bedek selfs die berge. Die heuwels en die berge is die beeld van die beter insig van die mense op hierdie aarde. Hulle is bietjie hoër. Die beter insig word eweens vertroebel deur die bekrompe en nietige sorge van die halfblinde mense. Maar mense wat meer in die dale is, die dale stel mense wat baie laer in die gees is, of feitelik glad nie in die gees leef nie. Daar is altyd in die dale, of in die valleie, meer mis, as wat daar op die toppies van die berge is. Ons bly hier in 'n vallei, en as dit mis, hier in herfs nou hierdie tyd, dan kan jy maar ry Pretoria toe of Harties toe. Die ergste mis kom hier by Swartspruit voor. Die digste mis. En dit is te vergeleke met die mense wat op lae geestesvlak is, het baie meer wêreldse sorge. Dis al waaroor hulle kommer en waaroor hulle leef. Maar daarom kom daar nou oggendbriesies en dit dryf die mis van die berge en die velde af, sodat hulle verdwyn en die berge en die velde vry deur die son verlig en verwarm kan word, sodat hulle lewensvrugte ryp kan word. Ek dink dat julle hierdie ooreenstemming baie goed kan verstaan. En let wel, die windjie het van die ooste afgekom, en die ooste is die krag. En dit is die krag van die gees wat werk in die mense om al hulle aardse sorge weg te vat, en dat hulle Yeshua kan sien. Die son van geregtigheid ook oor hulle kan skyn. Maar dit is baie belangrik dat ek en jy ons met sulke mense werk. Eers van al hulle wêreldse drek, want daar is nie 'n ander woord daarvoor, help om ontslae te raak.
Die ooreenstemming is met 'n vis wat jy vir Joshua na sy rooster van liefde toe bring. Moet klaar sy kop afwees, dis sy wêreldse verstand. Sy binnegoed, alles wat hy saam vergader het, moet uitgehaal wees. Sy vinne wat hom stuur in die wêreld, moet weggevat word van hom af. Dan eers kan hierdie vis in Joshua se liefdesvuur gebring word. Jy kan nie 'n vis bring en jy kan nie 'n mens bring waar die miswolke nog dik oor sy siel hang om die son te kan ervaar nie. Want die son kan nie deurbreek nie. En dit geld vir alle mense, hoe godsdienstig hulle ook al is, wat Joshua nie eer en nie ag nie, waaroor ons gister gepraat het. Vir almal. Beide Esseners sê, ja meester, dit is so duidelik soos die son daar. Hoe heerlik is hierdie groot heilige leer. Hoe baie dinge weet die mens nog nie, wat hulle tog net so goed moet weet soos die feit dat hulle lewe. Meester, ons neem dit op ons om die leer oor u egte sabbatsrus in u aan die mense voor te stel. Hierdie leer oortref alles wat voorheen deur u gespreek en deur u geleer is. Want ons sien al in die voorafgaande lesse slegs 'n voorbereiding tot die maklike volk van hierdie heilige leer. Waarlik, daarvoor moes al die hemele geopen word om aan die mens hierdie mees heilige leer der lere terug te gee. Maar nou kom daar 'n heel ander vraag, en nou aan ons. Hoe moet ons u, o meester, nou op waardige wyse dank vir hierdie suiwer hemelse leer? Ons voel in die diepste diepte van ons harte, dat ons haar egter glad nie werd is nie. Slegs u barmhartigheid en u liefde kon dit vir ons gegee het. O meester, sê tog vir ons hoe ons u daarvoor moet loof en prys. Onthou dat hierdie Esseners kom nou uit 'n instelling soos 'n kerk, tempel uit, waar alles beloon is met geld. En hulle ook geld gekollekteer het by mense vir wonderwerke, genesings en selfs vir hulle leer. Nou Joshua se antwoord vir ons almal vandag. Hy sê, terwyl ek my hande op die skouers van die Esseners lê, liewe vriende, pas my leer toe, en julle sal my daardeur net so 'n vreugde verskaf, soos wat ek nou vir julle verskaf het. En julle loon sal nie gering wees, as julle ook die ander mense daartoe sal oorhaal nie. Dit is hoe ek en jy vir Joshua kan dankie sê. Deurdat dit wat ons hier leer, buiten dit wat hy sê ons nie vir hulle moet gee nie, want dit is te diep, moet ons aan ons medemens verkondig. So dit beteken dat ons werksaam moet wees. Ons moenie leeg lê nie. Ons moet aktief in die liefde optree en sy leer verkondig. En waar nodig, moet ons woorde gebruik. Ons hele lewe moet 'n voorbeeld wees van sy leer. Want hoe anderste sal mense dan na ons luister as ons buite sy orde optree? Daarom is ons baie ernstig in die Dogter van Sion gemeente, wanneer mense wat voorgaan, oormatig drink, oormatig dwelms gebruik, en dit geld ook vir mense wat profetiese woord van bo bring. Dit is baie belangrik dat ons Joshua en Vader in Joshua eer, deur sy leer uit te leef. Ja, ons is almal sondig, almal van ons sondig. Maar daar is opsetlike sonde wat buite hierdie gewone sonde staan, wat mense dan doen of leer, deur hulle voorbeeld, leer hulle dit aan ander. En ons het so 'n geval gehad, paar jaar terug, dat die pes vandag 'n gebruik is verheerlik deur sekere mense wat beweer het hulle by Vader die opdragte gekry. En dit het baie mense wat swak voete gehad het, wat nie vas op die rots gestaan het nie, het laat wankel.
En baie van hulle worstel nog steeds om los te kom daarvan. Dit is verskriklik belangrik dat ons lewenswyse aanpas by Yeshua se leer. Kan dit nie ernstig genoeg beklemtoon nie. Nou kom ons gaan oor na die volgende hoofstuk, opdrag aan die Esseners, hoofstuk 150. Nou sê hy nog 'n ding, wat ons ook sekerlik gedoen het in die afgelope jare, hier by Dogter van Sion. Rig daarna 'n skool op, en leer die leerlinge om die fees van die Sabbat te hou, en vier dit self elke dag, gedurende alle ure, en jy sal weldra die groot seën in jouself begin waarneem. Hier sal die ware geharde Israeliete omtrent 'n kleintjie kry. Maar wat het hy in die vorige lesing gesê? Wat is die Sabbat? Die ware Sabbat is die innerlike geestelike rus. Wanneer jy volkome in Yeshua is, verenig met hom in liefde en waarheid, dan rus jy. En hoekom dit net een dag in die week doen? Sê hy, elke dag, alle ure, moet jy hierdie Sabbatsrus beoefen, selfs as jy slaap. Want as jy slaap, is jy oopgestel vir demoniese invloede. Vader se gees en engele kan jou besoek en jou wonderlike dinge wys. Maar as jy nie afgeseël is nie, as jy nie in die innerlike Sabbatsrus is nie, dan kan Satan se demone jou ook op alle verskillende maniere aanval. En ons het baie daarmee te doen, deurdat mense ons nader en vra, bevry my, ek het 'n donker ding wat my in die nagte aanval. Maak my huis skoon, my erf skoon, want dis goed wat nie hier hoor nie. Dit is die Satan wat alle moontlike middele probeer om ons aan te val, elke dag. En daarom moet ons ook so 'n reiniging deurgaan, elkeen van ons moet. Baie van ons sê, ons het hierdie verskriklike siekte, ons maag werk, ons gooi op. Dan is dit nie siekte nie, dan is dit reiniging. Ons almal wat nou al jare met hierdie ding besig was, het sulke reinigingstye deurgegaan. My vraag altyd aan die mens, daai goed wat nou uitkom, wil jy dit buite jou hê of binne jou hou? Nee, uit die hart van die saak wil ons alles buite hê. Nou ja, dit moet uitkom, want daar is gif. Dit is sataniese materiële sieledele. Of dit nou in die vorm van parasiete, of slakke, of bakterieë, skadelike bakterieë is, maak nie saak nie, die goed moet uit, sodat ons gesond kan word. Soos Yeshua sê, kindersiektes is nie siektes nie, dis reiniging. Masels, pokkies, pampoene is reiniging. Hy sê, as ek nie hierdie siektes oor die kinders laat kom nie, sal die boosheid en die sataniese sieledele so vermeerder en hulle so knel dat niemand gered gaan word nie. Dit gee net 'n ander perspektief op alles vir ons. Hy sê, maar as jy 'n skool oprig en daarvoor 'n groot huis bou, moet die mure geen afsluitings en geen slotte hê nie. Word egte bouers van julle skoolhuise, en profeteskole sal julle volgende werk wees. Maar julle hoofsorg moet daarom gerig wees, dat julle al my lesse, wat al gegee is en nog gegee sal word, getrou sal bewaar en nie soos die fariseërs en oudstes vermeng met julle eie voorskrifte nie. Julle huidige voorskrifte, dis nou vir die Esseners, moet tot op die grond uitgeroei word, en my woord moet volledig in hulle plek kom, en wel vrywillig, omdat my gees andersins nie sou kon werk, volgens die profesie wat aan die mense gegee word deur die mond van die profete nie. Hierdie is nie skole soos wat ons skole ken nie. Hierdie is skole waar Yeshua se leer verkondig word. En daarom kan hierdie saaltjie ook as so 'n skool beskou word, want ons leer net wat hy hier leer. En oral waar ons gaan en mense toespreek,
en daarmee met hierdie leer verder gaan, is so 'n skool. En daarom is die gebou nie belangrik nie, maar wel die innerlike tempel van elkeen wat hierdie leer verkondig. Is Yeshua in jou tempel, het hy jou hele tempel skoon gemaak van alle lae begeertes wat die osse en die skape voorgestel het. Is jy alle geldtafels in jou innerlike wese omgekeer, of verkoop jy nog die evangelie vir geld? En dieselfde met die duiweverkopers wat hy uit die tempel gejaag het. Is alle duiwe uit jou uitgejaag? En dit is die kerkgeeste. Elke kerk het 'n gees. Elke gemeente wat nie 'n kerk is nie, maar mense wat uitgegaan het 'n gees. Maar Yeshua kom en hy leer ons dat soos die gees van waarheid by sy doping soos 'n wit duif op hom neergedaal het, is dit die enigste gees wat ons mag toelaat in ons tempels. En dit is die waarheid. En as ons Yeshua toelaat om te heers in ons tempel, omdat hy die weg, die waarheid en die ewige lewe is ons veilig dat ons die regte duif huisves in ons tempel. Maar as ons nog kerk toe gaan en in allerhande ander duiwe teen ons vasvlieg, as ek dit so kan stel, kerkleerstellings vermeng met waarheid, want Jesus word in die meeste kerke verkondig. Die waarheid van die wet word in meeste gemeentes buite die kerke verkondig. Maar Yeshua as die Alfa en die Omega, as die enigste wie ons volg, word nie in al hierdie instansies verkondig nie. En daarom moet ons met die mense wat hulle daarin bevind, moet ons hierdie inligting deurgee. Soos wat die Essene, wat 'n baie groot organisasie was, tweede grootste naas die tempel van Jerusalem, moes hulle sê, julle moet hele leer afbreek tot op die grond toe. So moes elkeen van ons, wat almal van ons kom uit die kerk uit, en ons moes daai kerkleer afbreek tot op die grond toe. En in my geval het dit meer as 30 jaar gevat, voordat ek gedink het, ek het die laaste steen afgebreek, maar daar sit dalk nog 'n steen vas in my. Dit is noodwendig dat dinge wat lank aan jou geleer is, vir jou hele lewe, moeilik is, om van ontslae te raak as dit verkeerd is dit teen Yeshua is. Maar hoe vaster jy aan Yeshua klou, hoe sterker word die gees van waarheid in jou. En die waarheid sal dan die leuen uitdryf. Maar dit kan nie gebeur as jy die leungees besoek uit vrye wil nie. Dan kan die waarheid ook nie die leuen verdryf nie. Die waarheid raak vermeng met die leuen. En dit is waar ons meeste broers en susters in die kerke sit. En ek veroordeel hulle glad nie. Ek mag nie die mens veroordeel nie. Ek veroordeel of oordeel die instansies wat hierdie leungees bevorder. En ek waarsku my volk teen hierdie instansies. En dit noem ons die evangelie van waarheid. Wanneer mense vir jou sê, maar nou oordeel jy. Dis nonsens. Dis 'n maklike ding om uit te kom. Die woord wat Yeshua gespreek het, oordeel die Fariseërs. En Yeshua het hulle hard aangespreek. Hy het selfs vir hulle gesê, julle het die duiwel as vader. En hy het vir hulle gesê, julle kan nooit gered word nie. Hoe sal julle ooit gered kan word? So hy het die instansie veroordeel, maar die volk, wat in daardie greep van die instansie was, het hy met sagte liefde behandel. Hy het hulle siekes gesond gemaak. Hy het van dorp na dorp getrek en met die mense gepraat, hoofsaaklik buite die sinagoges. Nou en dan het hy binne in die sinagoge gepraat, juis om van hierdie Fariseërs tot insigte te probeer bring. Maar dis wat ons moet doen. Ons moet medelee hê met die lidmate wat in hierdie verkeerde instansies vasgevang is. Maar ons mag hulle nie oordeel nie.
Ons moet hulle met liefde die waarheid verkondig. En jammer as die waarheid hard is. Maar dis die waarheid. Hy's 'n tweesnydende swaard. Hy sny alles af wat nie waar is van jou nie. En as jy die tweesnydende swaard nie wil laat werk nie, dan gaan jy 'n vermengde leer hê. En vir jou het ek een vers in die Ou Testament, Deuteronomium 23 vers 2. Geen baster mag in die vergadering van Jahwe kom nie, selfs nie in sy 10de geslag nie. Omdat daardie vers vir Israel gegee is dit 'n geestelike, innerlike betekenis, dat jy nie die waarheid en die leuen in jou hart kan hê nie, want dan is jy 'n baster, en dan kan jy nooit in die vergadering van die Vader kom nie, selfs nie eens in jou 10de geslag nie, as jy so lank sou geleef het. Baie belangrik, dat wanneer ons oorgaan van die lewe hier na 'n lewe in die volgende realm, dat ons nie 'n ander leer saamsleep nie. Want dit gaan ons geweldig knel. Dit gaan ons baie terugsit. Dalk honderde of duisende jare, ek nou is nou nie meer duisende oor nie, maar baie jare terugsit, waar as jy aan Joshua vasgehou het, streng aan hom, en nie aan 'n gemeente, of 'n kerk, of 'n mens soos ek, of wie ook al, dan sal jy hom aan die ander kant ontmoet. En hy, wat die enigste reg het, om jou te verheerlik, en jou salig te maak, sal dit met die grootste liefde doen. Maar as jy oorgaan met ander goed wat aan jou vasklou, dan kom jy in die plek waar ons julle al gewys het in die vorige lesings, kom jy in 'n suiweringsskool. En nou moet jy ontsuiwer word, of gesuiwer word, van die kerkleer waaraan jy vasgeklou het. En die kerkleer word vir jou aangebied deur die engele. En baie mense bly vir baie duisende jare in hulle kerkleer. Voorbeelde is daar in die boek van die hel tot die hemele, waar Robert Bloem hulle later saam met Joshua in die katakombes van Venesië se groot kerke, Romeinse kerke ingaan, die kathedrale. En dan kry hulle op een volgende pouse. Die pouse kan nie verstaan, maar hier's nou 'n hele klomp pouse hier nie. Soos hulle is gesterf het, kom hulle almal in dieselfde plek. En hulle doen almal dieselfde rituele. En toe Petrus saam met Joshua aan hulle verskyn in die geestelike sweer, toe wil hulle Petrus doodmaak. Maar hulle bely dat hulle op die stoel van Petrus sit. En toe sê Joshua, kom ons los hulle, ons sal oor 'n paar 100 jaar weer terugkom. Petrus sit vir hulle 'n bietjie brood en wyn daar neer, dat hulle 'n bietjie kan verbeter. En dan los Joshua jou. En dit is waar jy gaan beland, as jy nie vol met jou hele hart by Joshua is nie. Nou die Esseners vers 3 bedank my nou vir hierdie les en beloof my ernstig, dat hulle alles woordelik sal opvolg. Ek moes hulle net nog steeds die regte beskerming en voldoende krag gee om nie al die goddelike slegs vir hulle self te gebruik nie. Hulle wil ook vir baie ander mense wat daarna uitsien, te alle tye vrugbare, heilsame werk doen. Joshua sê, dit lê nie by my nie, maar let spesiaal daarop, dat daar onder julle geen risie ontstaan oor die belangrikheid van persone nie. Dit is so belangrik. Die mees ervare van julle kan op sy beste die leier en aanvoerder by julle opdrag wees, maar hy moet hom nooit daarom inbeeld om meer te wees as die minste onder julle nie. Maar daarmee word nie gesê dat die swakkere hom daaroor nie die nodige agting moet betoon nie. 'n Mens moet van hom hou en hom ag en sy raad moet deur almal opgevolg word asof dit 'n wet is. Wie diegene wat hulle aan hom sou vergryp, waarlik hulle sal deur my met toornige oë aangesien word. En dit is onvermydelik dat daar 'n hoof moet wees in enige geestelike organisasie wat leiding moet gee. Maar hy mag geensins bo die ander wees nie. Hy mag geensins uitstaande klere dra of in 'n toga en goed rondloop
waar mense hom moet vereer nie. En ek glo ook, dat die mens wat die lering gee, moet op dieselfde vloer staan, as die mense wat geleer word, of sit. Die oomblik as jy op 'n toringkie gaan staan, 'n kansel, dan word daar verering gegee, jy as die kanselstaner, verwag die eer, en nou is jy net 'n mens, jy is nie 'n God nie, nou val jy. Die gewone mens val net van sy stoel af op die grond, en 'n ander tel hom gou op en sit hom weer op sy stoel. Maar as jy van daai kansel aftuimel, dan kry jy baie seer, soos ons kan sien wanneer voorgangers, dominees of pastore Sondag, soos byvoorbeeld met 'n ander man se vrou dinge doen en sovoorts. Hy word se muur veroordeel en weggejaag. Dit is omdat hy toegelaat het dat hy verhef word. 'n gewone mens, as hy voor die gemeente sy sonde berou, as hy voor die gemeente 'n sonde gedoen het, dan vergewe ons hom, want hy is swak. Ons doen dit elke dag op hierdie plaas. Moet ons mense vergewe, wat baie lelik sondig teenoor hulle medemens, en partykeer teen ons. En dit is ongelukkig wat gebeur wanneer mense so belangrik word. En wanneer mense, wat ek sien, nie hulle eie beredenerings kan neerskryf wat uit hulle hart kom nie. As jy hulle beredenerings lees, as dit nou op Facebook is of waar ook al 'n mens dit kry, sien jy maar hy haal verbatim die voorganger se woorde aan. En ek wil dit weer sê, veral hier uit Wes-Transvaal uit, waar mense hulle self aanmatig om te sê, ek is die boerseun van Migdol. Weet julle dat die woord Migdol kom voor in die skrif? Kom voor in Micha 4 vers 5 dink ek. En daar staan Migdol baie duidelik as 'n plek waar skape sal versamel. Daarom is Migdol in Hebreëus die woord van beteken toring van die skape. Wie is die toring van die skape? Yeshua. Hy sê in die skrif, my naam sal 'n toring in jou wees. Nie toring nie, 'n toring, 'n hoë plek. En die oomblik wanneer jy jouself aanmatig om 'n toring te wees waar skape om versamel, stap Yeshua van jou weg. Want hy is die enigste Migdol. Hy is die enigste skaaptoring. Daar behoort net een kraal te wees in die hele wêreld van skape. Maar daar is nie. Dink ons praat al oor die 40.000 krale van Christendom in die wêreld. So pas op vir mense wat hulle self verhef, soos Yeshua hier waarsku. Vers 5, as julle egter 'n hoof en leier vir julle werk uitkies, bid en ondersoek dan, sodat die ampt nie aan 'n onwaardige gegee word nie. Want 'n slegte, onverstandige leier is vir 'n groep mense dieselfde wat 'n slegte herder vir sy kudde is. As hy die wolf sien kom, slaan hy eerste op die vlug en laat die skape as prooi vir die wolwe agter. Of hy word uiteindelik self 'n wolf en dood sy lammers geestelik. Soos wat dit nou die geval is by die Fariseërs en hulle hoë priesters, en ek voeg daarby toe, en soos wat dit nou die geval is in die kerke, by die pastore en die dominees, en by die Israeliete met hulle voorgangers wat liefdeloos is, en hulle self op podium stel. Hierdie leiers loop in skaapsklere rond, maar inwendig is hulle verskeurende wolwe. Nauweliks 'n muggie gee hulle te eet, maar van diegene wat hulle 'n muggie voorgee, eis hulle 'n hele kameel terug. So mooi gestel, nee. Gaan kerk toe. Ek was nou baie lanklaas daar, maar toe ek daar was, die psalms word daar op 'n bord gesit, wat gesing word, en dan daaronder is 'n vers waar hy die dominee gaan praat, dat jy nou kan blaai tot daar. En hy lees 1 of 2 of hoogstens 3 verse, en dan praat hy 'n 3 kwartier oor daai verse. Praat hy allerhande menslike leringe.
Dit is 'n muggie wat jy kry vir jou 10de van jou salaris en vir die dankoffer wat jy moet gee. En hulle verwag 'n kameel van jou. Hulle verwag dat jy niks minder as 'n 10de van jou salaris sal gee nie. Word daarom nie net soos hulle nie. Hulle woon in klipvertrekke wat steeds so goed afgesluit en versper word dat niemand by hulle kan en ook mag kom nie, sodat niemand hulle bedriegery kan agterkom nie. As 'n moedige dit sou waag om in so 'n tempelvertrek binne te dring, sou hy tot skender van die heiligdom verklaar word en dadelik daarna gestenig word. Dit het in die tempel gebeur ten tye van Joshua. En ek wil dieselfde hier sê van 'n konsistorie. Probeer maar somme om net daar in te stap in hierdie heiligdom, gaan jy baie moeilikheid kry van die dominee af. Dit is 'n baie groot heilige plek. En hulle maak dit so heilig dat as jy hom benader, moet jy geïmponeer word. Ek het eendag hier af in die straat 'n dominee gaan sien, ek en 'n ander vriend van my, om vir hom 'n waarskuwing te bring. Want hy het 'n toespraak hier by die Kameeldrif Laerskool gegee, en hy het vals aanhalings uit die Bybel gemaak, omdat hy 'n vals Bybel van 1983 gehad het. En die Psalm wat hy aangehaal het, was Psalm 91. En daar staan, omdat jy my naam ken, sal ek jou red op die dag van nood. En in die nuwe Bybel staan daar net iets, omdat jy my ken, of so iets, baie afgewater. En ons wou hom gaan sê, hoekom verkondig julle nie naam nie? Nou, jy kom in sy konsistorie kantoor in, dan sit net boeke. Jy word oorweldig van die grond tot bo die muur, al 3 mure is net boeke. En hy sit te midde van al hierdie boeke kennis. En dis die indruk wat hulle by jou wil laat, dat ek al hierdie boeke kennis het. En al wat in daai boeke staan, is die hele Bybel vers vir vers opgedeel. As ek byvoorbeeld uit Matteus 15 wil preek vers 3, dan gaan trek ek Matteus 15 vers 3 se boek uit, sy handboek, en dan maak ek hom oop daar, en dan sê hulle vir jou hoe jy moet preek oor hierdie vers. Daar's niks oorspronklik nie, niks kom uit die hart nie. Alles kom uit die verstand wat nou in die boek opgetel is. En dan kleer hy dit bietjie met lokale kleur in, sodat dit nou aanpas by die gemeente mense in die gebied. Maar elke predikant wat op daai dag uit daai vers preek, en baie keer stuur hulle dit uit, die hele synode moet nou, alle predikante word opdrag gegee uit hierdie vers te preek. Dan preek hulle almal dieselfde. So pas op vir hierdie verskeurende wolwe, wat vir jou 'n muggie gee, maar 'n kameel eis. Want jy kan dalk jou ewige lewe ook vir hulle afstaan. Daarom sê ek aan julle, dat julle skoolhuise vry en oop moet bou, sodat elkeen uit en in kan gaan soos wat hy wil. In julle skool mag niks geheim wees nie. Wy diegene wat wil in, vir sover hulle dit kan verstaan. Want ek verkoop julle met my leer geen kat in die sak nie. Ek sê julle alles openlik en duidelik, en doen niks geheimsinnig nie, behalwe as dit verstandiger is vir die welsyn van die mense. Wees daarom ook openlik teenoor elkeen by wie jy 'n goeie wil opmerk, maar wees by alles ook verstandig, want die openheid hoef nie so ver te gaan, dat 'n mens die edele en kosbare parels vir die swyne moet gooi nie. Jy sal self deur die gees wat in jou is, sal jy weet watter parels jy nie hiervoor moet uitgooi vir die mens met wie jy nou besig is nie. Die groot geheimenisse van vandag wat vir ons 'n probleem gee, is vrymetselary. Ek weet nie wat is die persentasie van predikante wat ingewy is in vrymetselary nie, maar dit is baie groot, dit is meer as 90%. En dit kom self uit 'n predikant se mond uit wat vandag in die NG Kerk sit en vir my vertel hoe kragtig die vrymetselary teen hom opgetree het.
As jy nie in die klub is nie, dan kan jy nie in hulle leierskorps dien nie. En waar die geheimenisse hier inkom, hulle het 'n leer wat hulle aan die kerklidmate verkondig, en dan het hulle 'n geheime leer wat hulle self aanglo. En as jy na die simboliek kyk, en ek dink sommer aan die NG Kerk se wapen van die vrou wat daar sit by die see op 'n skip, dit is alles simboliek van Semiramis, die hemelkoninge. As jy na die AGS se kerkseël kyk, is ek dink dit is die 25ste orde van vrymetselary, daar's 33, se hoof van die losie op daai vlak, se persoonlike geheime embleem. Sover ek dit onthou, is dit 'n kroon met 'n swaard deur. Dit is 'n vrymetselaarssteken. 'n Kruis met die kroon deur. Ja, ekskuus. Kruis, kroon, swaard, ek kan nou nie alles onthou nie, maar daar is soveel variasies daarop. En dit is die geheimenisse van Babylon wat Openbaring vir ons sê in hoofstuk 17 en 18. Dis die groot hoer wat op die rug van die dier sit en 'n beker vol vieslike gruwels het. En pas op dat daai beker gruwels nie in jou hart uitgestort word wanneer jy in hulle geheime of in hulle gemeenskappe kom nie. En daai ou gooi goed in jou in wat 'n baie diep ander verborgde betekenis het. En onthou, vrymetselary kan hulle vir jou sê dat hulle 1000 keer Jesus aanbid. Hulle aanbid nie Jesus nie, hulle aanbid Satan self. En die hoogste ordes is daarvan bewus, maar nie die ouetjies hieronder nie. Hulle dink, o, hulle is 'n organisasie wat so goed doen en ons help ons naaste. Maar uiteindelik is dit Satan wat heers. Ons moet vry wees, soos wat hy sê, jou skool moet oop wees, dat jy kan in en uit gaan. Niemand moet gedwing word nie. Soos wat ons skool is. Niemand word gedwing om hier te wees wanneer ons 'n les het nie. Behalwe ons het 'n reëling dat nuwe mense vir 30 dae moet bywoon. Dit is as 'n rede voor. Want as hulle nie daar bywoon nie, dan is Satan se kinders is ook op hierdie plaas. Dan sê hulle vir hom, weet jy, daai oom Dirk, hy verkondig Satan se leer. Dan sê die ou, wragtig, is dit so? Maar nou as hy 30 dae gesit het daar, nie een keer het ek in daai 30 dae Satan vereer en verheerlik nie, dan het hy nie 'n verskoning as hy saam met daai ou heel nie. So dit is vir sy beswil dat hy daai 30 dae hier moet deurbring. Ook is dit nodig dat ons in so 'n oop skool mense inkry dat hy hierdie ander goed van sy ander skole tot op die grond kan afbreek. Bedoelend die kerk leer in hom. Daarom sê ek aan julle, ek sê vers 8, self nou sou ek vir julle almal nog baie kan sê, maar julle sal dit nou nog nie kan verstaan en verdra nie. Maar as die Gees van die volle waarheid in julle sal ontwaak, dan sal sy julle self in alle wysheid lei. En hierdie Gees is die goddelike ewebeeld in julle harte, en julle sal haar in julle wek, deur die korrekte viering van die Sabbat. Sê eers of julle dit nou almal goed verstaan het. Die Esseners sê baie stilletjies, ja meester, wie sal u gewyde woorde nie kan verstaan nie? Dit is geen woorde van die van 'n mens nie. U woorde is alles eg, is heeltemal lig, warmte en lewe. As u, o meester, praat, soos wat hy nou vanoggend hier met ons praat en ons lees dit, voel ons in ons 'n wesenlike ontwikkeling, sodat dit vir ons voel, dat daar met elke woord uit u mond, die een of ander onmeetlike nuwe skepping ontstaan, en ons voel in ons so oneindige nuwe wording. Maar tog verstaan ons die betekenis van u gewyde woorde, hoewel ons in der ewigheid nie die uiteindelike uitwerking daarvan sal meemaak, want ons voel dit en het 'n lewende gewaarwording,
dat hierdie gesproke woorde van U nie net vir ons nie, maar vir die hele oneindigheid tref. Juig daarom aarde, jy wat uit die tallose wêrelde uit verkies is, omdat die meester van die ewigheid met sy voete jou bodem betree het, en sy heilige stem in jou lig laat klink. O meester, hoeveel wesens ontstaan uit elkeen van U woorde, en uit elke sug van U mond. O, laat U deur ons prys, lief hê, loof en aanbid, want slegs aan U kom dit toe. En as hierdie woorde van Yeshua, wat ek elke dag na dag hier in hierdie skooltjie van ons lees en leer aan julle, as dit jou nie tref soos wat hierdie Eseners getref is deur sy woorde nie, of soos wat mense vir my sê, ek luister na wat jy sê, maar daar's baie wat ek nie mee saamstem nie. Hallo, jy stem nie met my saam nie. Jy stem nie saam met die skepper van die heelal saam nie. En net die feit dat jy dit kan sê, wys al dat daar 'n absolute bastergees in jou woon. Want jy herken nie hierdie woorde as die allerhoogste woorde wat dieselfde woorde spreek wêrelde in bestaan. Spreek skepping soos diereryke, planteryke, menseryke in bestaan. Dit is wat ons hiermee besig is. Julle is nie hier vanoggend by 'n preek van Dirk van Vuren nie. Julle is hier by 'n lesing van Yeshua wat net deur my oorgedra word. Dis al. En ons moet dit ook so beskou. Want dit is die sekerste, dat as jy hierdie woorde lewend in jou laat word, dat jy aan die ander kant vreugde op vreugde gaan hê. Want jy kan direk nou in die hoogste hemelse huis ingewy word, want die hoogste hemelse huis was in jou. Die nuwe Jerusalem, die een wat in die middel van die nuwe Jerusalem 'n tempel opgerig het, waar 'n lig uitskyn soos Openbaring sê, wat nie die son nodig het nie, is Yeshua. Want hy is die son van alle sonne. En as hy in die nuwe Jerusalem is in die hemele, hoe dink jy gaan jy daar kom? Dink jy jou synode voorsitter sit daar? Of jou dominee of jou pastoor sit daar? Nee. Hoogstens sal hy dalk een van die dienaars wees, soos wat ek en jy is. Niks meer, niks minder nie. Maar ek glo min dat daar baie van hulle sal wees. Ek weet nie of dit waar is nie, maar ek sluit hiermee af. 'n Ou tante het baie keer gesê, die pad na die hel toe is uitgeplafy met die kopbene van dominees. Weer eens, ek spreek dit nie as evangelie nie. Dis 'n ou tannie wat dit gesê het.